Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat ek het vanoggend om saam met julle 'n bietjie in God se woord in te gaan en dit wat die Here op ons hart gelê het met julle te deel. En dit is 'n voorreg en ja, jammer verlede week was 'n bietjie besig en so ons kon nie die woord met julle deel nie, maar asseblief as daar iets is wat julle raak, reik uit dat ons saam met julle kan bid en dat ons saam kan intree en dat ons saam in geloof kan staan vir die oorwinning. Want die Here het al reeds die oorwinning vir my en vir jou gegee. Ons moet net daarin begin stap. En 'n baie goeie manier om daarin te begin stap is dit wat ons spreek, nê. Elke dag spreek ons lewe of dood, nê. Ons deel vanoggend, ek deel graag met julle vanoggend uit Kolossense uit. En is so 'n waardevolle skrif wat vanoggend die Here met ons deel. En onthou, die Here praat met ons, nê, saam. En hy sê vir ons uit Kolossense 4, hy sê daarvoor vanaf vers 2, hy sê volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Sien, ons is so maklik, ons kom na die Here toe en sê, Here, ek soek en ek wil en ek het nodig en dit is so maklik om na die Here toe te gaan met daai wat ek wil hê. Ek soek dit en Here, asseblief doen dit vir my en doen dit vir my en ek sê nie daar's iets fout daarmee nie. Maar hoeveel keer kom ons na die Here toe met hierdie danksegging om te sê dankie Here vir dit wat U vandag doen. Dankie vir gister, dankie dat ek vanoggend opgestaan het, dankie dat ek lewe het. Sien, en dit is dit wat ons spreek, en ek sê baie vir die sonnaarskoolkinders daar by ons, weet, en ek sê dit gereeld, want die Here het nie, toe die Here hemel en aarde geskape het, hy nie daar gesit en gedink daaroor nie. En baie van ons sit daar en sê, ja, maar ek kan nie hardop bid nie, want ek weet nie hoe nie. Dis hoekom die Here vir ons sê daar in Jakobus, hoe belangrik die krag en die mag is wat ons in ons tonge het. As ons iets spreek, as ons dit uitspreek, as ons dit hardop sê. En die probleem is wat ons vandag vind is mense sê hulle kan nie bid nie en hulle bid in hulle gedagtes. Die Here het nie gesê ek gaan dink daaroor en dan gaan dit. Nee, die Here het gesê ek het gespreek en daar was lewe. Ek het gespreek en dit was so. Ek het gespreek en die Here, die hemel en die aarde het tot stand gekom. Ek het gespreek en gesê, laat ons mens maak in my beeld, in ons beeld. En dit was so. En dit is wat hy hierso vir ons sê, dat ons het begin spreek, nee. Kom ons lees verder, hy sê vir ons daar in vers 3, hy sê, en bid tegelijkertijd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek, van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Wie eens, ons spreek, en ons het daai krag, en ons het daai mag, dis wat Jakobus daar vir ons sê, hy sê, ons het soveel krag in die woorde wat ons sal spreek, uitspreek in geloof, uitspreek in danksegging, uitspreek dit wat ons nodig het, maar uitspreek ook in danksegging daar. En hy sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Ook vir my so 'n belangrike ding, veral die tyd waarin ons nou is, nee. Ons raak so besig met die dinge van die wêreld en dis wat die duiwel wil hê. Die duiwel gee ook guns, onthou. Die duiwel sê vir ons, kyk hoe mooi is dit, kyk hoe wonderlik is dit, kyk en dan is jou fokus van God af op die dinge van die wêreld, want ek soek dit, ek wil dit hê, en dan jaag ons na daai dinge, en dan ja, die duiwel gee vir ons guns, sodat ons gefokus, ons fokus nie meer op die belangrike dinge is. Wat is die belangrike dinge? God natuurlik, jouself natuurlik, want jy moet mooi na jouself kyk. Hoe kyk ek na myself? Wel, ek spandeer tyd in die woord, ek spandeer tyd met God, en dan met gemeenskap, met mekaar, nee. Man en vrou weer by mekaar uitkom, ouers met hulle kinders, tyd, ons koop die tyd uit om tyd met ons kinders, met ons familie te spandeer, nie tyd daar ergens nie, maar tyd wat ons daar om dalk 'n vuurtjie sit,
Dalk sit ons om 'n tafel daar waar ons aandete geniet, nê. Ons koop daai tyd uit sodat ons met mekaar kan kommunikeer, sodat ons kan in mekaar se lewens insaai. Hoe doen ons dit? Deur met mekaar te praat. En ons sê vir mekaar hoe ons voel, en ons sê vir mekaar wat belangrik is vir ons, en ons sê vir mekaar hoe die Here ons geseën het, hoe die Here ons deur situasies gedra het. Ons praat waardevolle dinge. Want wat is die algemene tendens deesdae, nê? Ons praat oor politiek, of ons praat oor sport, of ons praat oor dinge wat eintlik geen ewigheidswaarde het nie. Want daai dinge kom en gaan. Ek meen, dis wat mense doen, hulle kom en van, vandag is jy bo en môre is jy weer geval. Vandag is jy daar en dan môre is jy nie meer daar nie, nê. Maar die ewigheidswaarde wat ons in God se woord het, dat ons dit met mekaar sal deel en in mekaar se lewens sal insaai. En dis hoekom Paulus hierso vir ons sê dat ons koop die tyd uit. Laat julle woord, dit wat ek spreek, dit wat ek vir jou sê, dit wat ek in jou lewe wil insaai, nê. Altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord, nê. Soos mense na jou toe kom en hulle praat met jou en hulle spreek met jou en hulle deel hulle harte met jou, dan sê dit daar met sout besprinkel. Sout dit verander die geur van dinge, dit verander hoe jy daaroor reageer, en dit is wat die Here vir ons sê vandag, is hy, dink daaroor, bid daaroor, spreek daar met danksegging, volhard met danksegging, volhard in gebed met danksegging, volhard in gebed en waak daarin met danksegging. As ons dankbaar is oor alles wat die Here vir ons doen en gee en net omdat God is, dan spreek ons met daai besprinkeling van sout sodat ons die hele atmosfeer van 'n situasie sal verander, waar ons die Here loof en prys. Hoekom? Partykeer moet ons maar net die Here loof omdat hy God is. Omdat hy ons geskape in sy beeld, omdat hy ons liefhet, omdat hy vir ons sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus, omdat hy vir jou sê, my kind, ek is lief vir jou, ek het soveel planne vir jou, ek het soveel dinge, groter as wat jy ooit kan dink, of bid, of vra, het die Here in stoor vir die wat hom liefhet, en binne in sy gebooie wandel, binne in sy wil vir jou lewe wandel. Nee, en dit is dit wat ons spreek in mense se lewens in, en dan lewe ons daaruit, dan lewe ons in daai situasie uit van dankbaarheid, van absolute seën. En dan as ons spreek in mense se lewens, dan spreek ons liefde en guns en God se genade en God se dankbaarheid oor ons, nee. En dit is daar waar hy sê, bewaar jouself. Spandeer tyd met die Here, wees nugter, wees opreg, wees dankbaar vir dit wat jy het, nee. En as ons sê, nie die tyd is van die Engelse kerke sal sê van Advent. Hierdie is die eerste Sondag, en dit is 4 Sondae wat ons nou elke Sondag gaan fokus op iets, nee, soos wat ons harte voorberei vir die koms van die Here, die Advent, die koms van die Here. Vir ons is dit daai wederkoms van die Here. Maar hoekom nie? Hoekom berei ons harte nie voor vir die koms van die Here wat nou is? Hy het al reeds gekom, ons het soveel om oor dankbaar te wees, hy het ons sonde vergewe, hy het vir ons gesê, ons kan nou vry wees, ons kan lewe en ons kan voluit lewe. Dis wat die Here vir my en vir jou sê vandag, in die eerste Sondag van Advent, waar ons net kyk, en ons kyk na dit wat die Here vir ons gedoen het, en ons kyk vorentoe met die hoop, vir nog meer, vir nog 'n dieper verhouding met die Here, vir nog 'n nader stap met die Here, vir nog meer van sy guns en van sy seën. Hoekom? Want dit wat ons het, ons kan nie daar sit en sê, ek is nou tevrede met alles wat ek het. Want dit is eintlik 'n selfsugtige manier om daarna te kyk, want ek is tevrede met dit wat ek ontvang het van die Here, nê. Wat as die Here nog meer vir jou wil gee? Dan sit jy daar en sê, nee Here, ek is tevrede, ek het genoeg, nee.
En dit is daar waar ons nou in die Kerstydperk en die vakansietydperk, dan is dat is daai selftevredenheid, daai selfsugtige manier om in die wêreld in te gaan, in die lewe in te gaan, om te sê, ek het genoeg. Die Here het soveel meer in stoor vir jou, en wie weet, hoekom sit jy daar en sê, ek het genoeg, want die Here wil jou seën, sodat jy 'n seën vir ander kan wees, vir ander mense om jou, en dan sit jy daar met daai selftevredenheid, selfvertroue, nee, om te sê, Here het vir my genoeg gegee, en die Here sê, my kind, ek het soveel meer in stoor vir jou, daar is soveel meer mense wat ek wil bereik deur jou, en dan sit jy met daai toedeur om te sê, jy het genoeg, jy het nie meer nodig van die Here af nie, jy het nie 'n nuwe invulling van die Heilige Gees nodig nie, nee. En dit is dit waarna ons waarteen ons moet waak, om te sê daai selftevredenheid, en ek het hier so in Engels gesê, daai holiday complacency, ek gaan nou in die vakansietydperk in met daai gedagte, want ek het genoeg van die Here ontvang. Die Here wil jou gebruik, die Here het jou nodig, hy wil jou gebruik, hy wil jou seën met soveel, sodat jy soveel meer seën vir ander mense daar buite kan wees. So hou op met daai gedagte, wees dankbaar vir dit wat jy het, maar wees ook hoopvol vir dit wat die Here nog steeds met jou wil doen, en die mense wat hy nog steeds deur jou wil bereik, as jy jou hart net oopmaak vir hom. So mag jy 'n geseënde week hê, en asseblief, as daar iets nodig is, reik uit. Die Here is lief vir jou, die Here het soveel meer in stoor vir jou, as jy net jou hart sal oopmaak en te sê, Here, hier is ek, gebruik my in hierdie vakansietydperk, sodat ek meer mense sal kan bereik vir jou koninkryk. Ek groet jou daar in Jesus naam, en mag die Here jou ryklik seën in elke area en elke faset van jou lewe, en mag jy absoluut jouself binne in Jesus Christus vind, sodat jy absoluut net in sy wil kan lewe. Ek groet jou vandag in Jesus naam. Amen.